In die afgelope paar episodes praat ons oor hoe om daai beleggingsportefeulje te bou. Vandag gaan ons kyk hoe is die slimste manier persentasiegewys hoe om daai belegging op te deel om die beste en meeste waarde daaruit te kry. In die vorige episodes het ons nou al 'n redelike goeie fondasie gebou. Ons het gepraat oor eiendomme, ons het gepraat oor pensioenfondse, ons het gepraat oor anniteite en dan ook oor aandele en effekte en hoe 'n mens dit in 'n portefeulje kan gebruik. Wat is elkeen se voordele? Wat is hulle nadele? En hoe kan jy dit gebruik om die beste uit jou beleggingsportefeulje te kry? As jy een van hulle gemis het, gaan kyk gerus na die episodes. En die woord staan vas. Die woord is getrou. Ek kry nie 'n beter ene nie en ek wil dit weer en weer en weer vir ons lees. Ons staan by Prediker 11. Hy sê, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Ek weet beleggings lyk dalk baie riskant partykeer, maar jy moet iewers 'n kans vat, anders gaan jy nie 'n opbrengs nie. En hoe hoër die risiko, hoe hoër die waarde ook wat jy kan terugkry. Hoe hoër die winste en hoe laer die risiko, hoe laer ook die opbrengs. Verder in Prediker vers 2 gee 'n deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. So ons moet diversifiseer in ons portefeulje, ons moet hierdie voertuie gebruik op slim maniere om die beste groei uit ons beleggings uit te kry. Hoe doen ons dit en hoe bou ons wat hulle noem 'n perfekte portefeulje? Ag, die woord perfek speel ek nou sommer so half in tong in die kies. Jy kry nie 'n perfekte ene nie. Elke persoon het sy eie finansiële uitkomste en sy eie finansiële plan en hoe die beste portefeulje gaan lyk vir jou plan gaan anders lyk as myne en die volgende ou. So jy pas dit aan tot die beste. Wat ek vandag gaan doen is net konsepsioneel bring ek nou die afgelope 3 episodes bymekaar en ons sit dit mooi in 'n pakket en ek wys vir jou hoe sal so 'n portefeulje lyk. Ek moet dit ook net noem en ek wil attent maak daarop dat 'n belastingvrye spaarrekening in Suid-Afrika is een van die slimste finansiële gereedskappe wat beskikbaar is, veral vir jou langtermyn belegging. So in hierdie rekening kan jy geld belê sonder om belasting op dit te betaal. Dit is ingestel deur die Suid-Afrikaanse regering in 2015 om mense aan te moedig om meer te spaar en te belê. So in hierdie rekening wat beskikbaar is vir ons, kan ons groei kry met rente en dividende en ons gaan nie belasting daarop te betaal nie. So dit is definitief iets wat ons vir ons voordeel moet gebruik. So 'n gedeelte van ons portefeulje moet ons in hierdie belastingvrye rekening kry so vinnig as moontlik, want ons word beperk. Ons kan net 'n sekere hoeveelheid elke jaar in hierdie fonds inbetaal. Huidiglik is dit R36.000 'n jaar en dan is hy ook 'n limiet van 500.000 oor jou leeftyd. Wat se beleggings mag jy in hierdie fondse insit? Aandele, effekte, kontantprodukte, spaarrekening, beleggingsfondse, daar is 'n reeks daarvan. Die Easy Equities voorbeeld wat ek al gebruik het in die vorige episodes, dan is daar 'n tab waarop jy kan klik en dan wys hy vir jou al die rekeninge wat beskikbaar is en al die fondse wat beskikbaar is wat jy wel in hierdie rekening kan gebruik. Wat is die voordele van hierdie belastingvrye rekening? As geen belasting op rente en dividende of kapitaalwins nie. Dis vry van inkomstebelasting, dis maklik toeganklik, kan in aandele en fondse belê word en geen minimum termyn nie. So as ons al hierdie inligting saambring, hoe lyk dit prakties? Die wegspring sal wees uit 100% uit, laat 60% van jou portefeulje in ETF's is. Dis 'n konstante groei van rondom 12% per jaar. Dis 'n baie goeie model en dit sal verseker jou belegging konstant laat groei. Daarna wil jy omtrent 20% in aandele hê en hierdie aandele wat jy lekker gaan ondersoek en seker maak dat dit ook hoë opbrengse, bietjie meer as 'n 12%, meer na 18 of 'n 20 kan kry, maar hier kos dit 'n bietjie werk. Jy moet nou gaan navorsing doen en die marke redelik dophou. Dan ook soos ons in die vorige episode gesê het, dat ons omtrent so 12% is 'n goeie begin wat jy dan in kontant of in effekte kan gebruik.
hierdie fondse lê dan beskikbaar vir 'n geleentheid, wat ewe skielik as die mark val, kan jy instap en 'n goeie belegging, baie lae prys doen, om daai portefeulje van jou 'n lekker hupstoot te gee. Hierdie 12% wat ons dan terughou om iewers in te koop, kan ons geleidelik soos ons fonds groei, dan ook na daai 70-30% toe vat, soos in die vorige video ook verduidelik. In die laaste 6% kan jy 'n bietjie in crypto insit. Ek weet dit is 'n baie riskante mark wat baie opgaan, maar daar's ook 'n hoë potensiale winste wat daar lê. So belê net in goed wat al oor bewys word. 'n Bitcoin, 'n Ethereum, maar ek sal voorstel dat jy 'n paar video's gaan kyk, wat is die beste opsies. Hoekom dink ek hierdie portefeulje het 'n goeie balans? Dit is wyd versprei in verskillende modelle en daar is konservatiewe groeimodelle, maar daar is ook riskante met 'n potensiaal van hoë inkomste en ons wil dit so versprei. Baie spesifiek, elkeen met 'n sekere persentasie, so hierdie is net 'n voorbeeld wat ek sal voorstel as jy dalk in die beginstadium is. Hierdie is 'n goeie begin. Die uitdaging vir die week. En die week daag ek jou net uit, as jy al reeds besig is met beleggings, gaan kyk hoe jou persentasie opgebreek is, hoe jou portefeulje lyk soos ons voorbeeld, en probeer om dit effe aan te pas, en jou miskien meer oop te maak vir risiko, sodat ons daai beter inkomste dalk kan sien, of as jy dalk te riskant is, om dit 'n bietjie meer konservatief te maak, en 'n langtermyn groei te verseker. En God gee ons nie net geloof nie, hy gee ons ook gesonde verstand. So hierdie beleggingsportefeulje gaan nie net ook om geld te maak nie, maar dit gaan ook om goeie rentmeesters te wees, en my hart is om 'n nalatenskap vir my kinders te laat. Om die generasie wat volg op 'n beter plek te sit, as wat ons dalk gehad het. Kom ons sluit af. Dankie Here Jesus, laat ons vandag ook weer oor die koninkryk gaan praat, oor rentmeesters gaan praat. Here, dankie dat U die potensiaal het om dit wat in ons hand is, te 100voudig, Here. Dankie vir U guns en U goedheid. Dankie dat U alle wysheid en insig vir ons kan gee rondom ons finansies. En dankie dat U woord so uitgesproke is oor hoe ons met ons finansies moet aangaan. Ons eer U, ons is lief vir U in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was. Tonne seën en geniet hierdie week. So in Suid-Afrika in 2015 het die regering 'n model. Ons moet diversifiseer, ons moet verskillende fondse, verskillende voertuie vir ons finansies gebruik, en dis waaroor ons vanaand. So ons moet diversifiseer. Nou kom dit skielik aangeraak. Ek moet hierdie eers verduidelik. 'n Spesiale tipe rekeninge is in 2015 deur ons regering ten blootgestel. Hoekom nee, kom so op.